Ek groet julle geliefdes. Ons het die voorreg om te luister na Kolossense 4 vanaf verse 7 tot 18. Tychicus, die geliefde broer, getroue dienaar en medewerker in die Here, sal alles oor my omstandighede aan julle bekend maak. Juis hiervoor stuur ek hom na julle, sodat julle van ons omstandighede kan weet en sodat hy julle harte kan bemoedig. Ek stuur hom saam met Onesimus, die getroue en geliefde broer, wat van julle afkom. Hulle sal julle alles van ons omstandighede hier vertel. Aristarchus, my medegevangene, stuur groete vir julle, en ook Markus, Barnabas se neef. Oor hom het julle reeds opdragte ontvang, wanneer hy by julle kom, verwelkom hom. Dieselfde geld ook vir Jesus, wat Justus genoem word. Van diegene wat uit die besnydenis kom, is hulle die enigste medewerkers vir die koninkryk van God, en hulle het 'n troos vir my geword. Epaphras, een van julle, 'n diensknegt van Christus Jesus, stuur vir julle groete. Hy worstel voortdurend vir julle in sy gebede, dat julle volkome en met volle oortuiging staande mag bly in alles wat God wil. Ek getuig van hom dat hy baie moeite doen vir julle en die mense in Laodicea en Hierapolis. Lukas, die geliefde dokter, en Demas groet julle. Groet die broers in Laodicea en ook Nympha en die gemeente wat in haar huis bymekaar kom. En wanneer hierdie brief by julle voorgelees is, sorg dat dit ook in die gemeente van Laodicea voorgelees word, en dat julle ook die brief wat van Laodicea afkom voorlees. Sê ook vir Agrippus, let op die bedieningsopdrag wat jy van die Here ontvang het, sodat jy dit uitvoer. Die groet woord in my eie handskrif van Paulus. Dink aan my boeie. Die genade bly met julle. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. In hierdie slotwoorde van Paulus aan die Kolossense hoor ons 'n hele paar name. Sommige is bekend en sommige word net hier genoem. Ons hoor dat Lukas 'n dokter was en ons vind uit dat Markus Barnabas se neef is. Ons hoor dat daar 'n gemeente in Nympha se huis bymekaar gekom het. Dit kan dalk vir ons na nuttelose inligting klink, maar tog het God dit vir ons laat opskryf. Ons kan vra, wat is die doel daarvan? Altyd wanneer ons 'n gedeelte uit die Bybel lees, moet ons vra, wat leer dit ons oor God en wat leer dit ons oor Jesus Christus? Hoe verkondig hierdie gedeelte vir ons die evangelie? Wanneer ons hierdie gedeelte lees en dan die vraag wil antwoord, moet ons eerstens onthou dat hierdie gedeelte nooit bedoel was om alleen gelees te word nie. Dit is deel van die brief aan die Kolossense. Ons deel die brief in stukkies op en probeer meer leer oor elke gedeelte, maar ons mag dit nie lees sonder om die konteks van die hele brief in ag te neem nie. In die brief het ons gehoor dat daar valse predikers in Kolosse was, wat die mense wou leer dat hulle self iets by hulle redding moet byvoeg. Hulle moet Griekse filosofie navolg, of hulle moet die Joodse wette nakom, of dalk sommer 'n kombinasie van die twee. Daar was dus onmin en verdeeldheid in die gemeente. Maar uit hierdie grote boodskap kan ons aflei dat daar ook baie goeie dinge in die gemeente gebeur het. Hulle het bymekaar gekom en hulle het saamgewerk. Ons leer ook hoe dinge in die vroeë kerk gebeur het. Ons lees dat die gemeentes briewe uitgeruil het. Hulle het nie die volledige Nuwe Testament soos ons gehad nie, maar hulle het wel van die begin af hierdie briewe van Paulus en die ander apostels rondgestuur en daaruit geleer. Ons sien ook hoe God sy woord vir ons bewaar het. Dit was sy plan dat die briewe so rondgestuur moet word. In die proses het die mense kopieë daarvan gemaak en so het die briewe wat ons vandag in die Bybel vind vir ons behoue gebly. Dit word duidelik dat Christene op verskillende plekke vir mekaar omgegee het. Hulle wou weet hoe gaan dit met Paulus en sy medewerkers. Hulle wil groete vir mekaar stuur. Hulle voel aan mekaar verbonde, selfs al ken hulle mekaar nie. Kyk byvoorbeeld na Aristarchus.
Hy word aan die Kolossense bekendgestel as Paulus se medegevangene. Hy het dus nie die gelowiges in Kolosse geken nie, maar tog stuur hy vir hulle groete. Hy doen dit omdat hy deur die geloof hulle broer is en daarom ook vir hulle omgee. Ons kan aflei dat Paulus en Johannes Markus vrede gemaak het. Toe Paulus op sy tweede sendingreis wou gaan, het hy geweier om Markus saam met hom te vat, omdat Markus hulle in die verlede in die steek gelaat het. Dit het veroorsaak dat Paulus en Barnabas op 2 verskillende reise gegaan het. Julle kan dit in Handelinge 15 vers 36 tot 41 gaan lees. Maar nou werk Paulus en Markus weer saam. Dit is baie belangrik vir die Here dat ons saamwerk om die evangelie te verkondig en dat ons daarna sal strewe om met mekaar vrede te maak wanneer ons verskil. Hoe kan ons dit toepas in ons lewe vandag? Gelowiges moet vir mekaar omgee, selfs al ken ons mekaar nie. Ons moet saamwerk om die evangelie te verkondig. Baie van die mense wat hier genoem word, is onbekend vir ons. Ons weet nie wat hulle gedoen het nie, maar ons weet wel dat hulle 'n rol gespeel het in die uitbreiding van God se koninkryk. Ons hoef nie almal groot goed te doen soos Paulus nie. Ons kan ook vir die Here werk deur klein dingetjies te doen, soos om jou huis beskikbaar te stel vir Bybelstudie of om 'n groete boodskap aan 'n medegelowige oor te dra. Die opdrag aan Agrippus geld vir ons almal. Let op die bedieningsopdrag wat jy van die Here ontvang het, sodat jy dit uitvoer. Ons elkeen het 'n unieke opdrag. Dit maak nie saak wat jou opdrag is nie, voer dit uit. Werk saam met jou medegelowiges. Wees deel van die liggaam van Christus. En bo alles, volg hom as jou enigste redder en hoof. Kom ons bid saam. Here onse God, ons dankie dat ons deel kan wees van u kerk. Dat ons vir mekaar kan omgee en dat ons ook saam kan werk in die verkondiging van die evangelie. Ons bid vir u kerk wêreldwyd, ons vra dat u kerk sal seën en dat u kerk haar roeping sal uitleef in die verkondiging van die evangelie. Ons bid vir medegelowiges wat swaar kry, vir hulle wat siek is, wat moedeloos is en hartseer is. Ons vra dat u met hulle sal gaan, dat u hulle sal troos en ook vir hulle uitkoms sal gee in hulle moeilike omstandighede. Ons bid al hierdie dinge deur u groot genade alleen. Amen.